Koos van der Merwe se gedig Alom word ook vanoggend ons gebed. Immer oral, altyd hier, ver en naby alom U. Een die hoog en een die ver, een die skyn van die verste ster, een die naby, een die nou, U in die oomblik wat hier ontvou. Immer oral, altyd U, ver en naby, alom U. Amen. Ons lees vanoggend saam uit Psalm 130 en 131. Nou ons lees hierdie twee psalms in samehang, omdat hulle eintlik op 'n manier 'n groter storie vertel. Nou, Psalm 130 word deur Walter Bruggeman, die Ou Testamentikus wat so 2 weke gelede oorlede is, genoem 'n psalm van disoriëntasie. Want dit is 'n psalm waarin die digter sê, ek het nie 'n idee waar ek nou is nie. Ek het nie 'n idee waarheen nou nie. Die digter sê eintlik, ek is soos iemand op 'n oseaan wat net see en water sien en niks land nie. Ek is soos iemand wat in 'n woestyn is en net duine sien en nie kan bepaal waar is noord en waar is suid nie. Ek is soos iemand wat eintlik in die middel van nêrens is en sukkel om my weg te vind. Walter Bruggeman sê, it is the miserable cry of a nobody from nowhere. Almal van ons wat vanoggend hier sit, kan op 'n of ander manier hiermee assosieer. Ons weet nie presies waar die diepte of wat die diepte is, waarin hierdie psalmdigter homself of selfs haarself bevind nie. Ons het nie idee hoe hierdie pyn en hierdie seer en hierdie donkerte gedefinieer kan word nie. Ons het nie idee waaroor dit gaan nie. Dit kan 'n ervaring wees van depressie, neerslagtigheid. Dit kan wees dat hierdie digter geweldig bedreig voel. Dit kan wees dat hierdie digter bang is dat die vyande hom of haar gaan bykom. Dit kan wees dat hierdie digter stoksiel alleen voel. Moedersiel alleen, as daar so 'n woord is. Dit kan definitief ook die diepte wees waarin hierdie digter homself gegooi het, en ons kan so daarmee assosieer, so dikwels is die penaries van hierdie lewe waarin ons onsself bevind, juis dit wat ons ook aan onsself toegedien het, ons reaksies, wat dikwels stroom op is, met God se pad, en God se wêreld, daar waar ek en jy ons eie koers kies, en nie bidend nadink oor 'n pad saam met God nie. Vriende, Psalm 130 help ons om te verstaan dat die konsekwensies waarmee ons sit dikwels ook ons eie toedoen is. Maar ons weet ook dat dit dikwels deur 'n wêreld uitgedeel word, sonder dat ons dit kan keer, kan verhoed. Vriende, kom ons lees Psalm 130, maar ook Psalm 131 om die vol prentjie te kry. Psalm 130 in die Latyn Dei Profundis, dit word genoem Psalm uit die diepte. Nou, Psalm 130 en Psalm 131 is deel van die pelgrimspsalms, dis psalms van mense op reis, dis psalms wat gebruik word in liturgiese kontekste en eredienste soos hierdie, dis gebede. Maar dit sê ook eintlik net, mense is op reis, altyd, ek en jy is op reis deur hierdie lewe. En wanneer ons op reis is, vriende, dan gebeur die lewe. En dankie tog vir psalms wat nie met ons praat nie, maar dikwels vir ons praat, wat woorde gee vir dit wat ons voel, woorde koppel aan dit wat ons nie eintlik woorde voor het nie. Kom ons lees saam. 'n Pelgrimslied, uit die dieptes roep ek na U, Here, my Heer, hoor tog my stem, laat U ore aandagtig luister na my smeekbedes, as die sondeskuld toereken, Here, my Heer, wie kan dan staande bly? Maar by U is daar vergifnis, sodat U ontsag afdwing. Ek wag op die Here, my hele wese wag, en op sy woord vestig ek my hoop. My hele wese wag op my Heer,
Meer as wat wagte op die môre, ja wagte op die môre. Hoor hierdie beeld van hierdie wagte wat eintlik staan en kyk vir die vyand, wat wag, wat nie net wag vir die dag om te breek sodat hulle kan sien nie, maar wat wag om te sien dat daar nie gevaar kom nie, wat probeer beskerm. Dan vers 7, Israel, vestig jou hoop op die Here, want by die Here is troue liefde, by hom is volkome bevryding. Dit is hy wat Israel bevry van al sy sondeskuld. Dan Psalm 131, 'n pelgrimslied van Dawid, Here, my hart is nie hoogmoedig en my oë nie verwaand nie. Ek hou my nie besig met groot dade of wat te wonderbaar is vir my nie. Maar ek het my siel tot kalmte en bedaring gebring. Hoor hierdie kosbare beeld, soos 'n kindjie by sy moeder. Soos 'n kindjie is my siel in my. Israel, vestig jou hoop op die Here, nou en vir altyd. Ek het hierdie week op 'n tydstip die ervaring gehad dat die wêreld oorverdowend stil is. Die konflik tussen Iran en Israel laat ons eintlik almal so 'n bietjie innerlik na ons asem snak. En tog voel dit vir my persoonlik of ons nie regtig praat daaroor nie. Ons sien in die nuus hoe daar verslag gelewer word oor dit wat in die wêreld gebeur, spesifiek met hierdie konflikte. Ons hoor van ander lande wat ook nou tussen beide tree. Ons sien die beeldmateriaal, die verskriklike beeldmateriaal wat ons eintlik sprakeloos laat. Dis 'n stilte wat amper word soos 'n speld wat jy hoor val. Dis amper asof ons so oorbluf is met hierdie gebeure dat ons nie regtig weet wat om daarmee te maak nie. Soos iemand hierdie week in die Bybelstudie sê, ek is angstig, my kind moet in hierdie wêreld groot word. Hoe gaan dit lyk? Hier diep binne in ons almal wonder ons ook oor die wêreld. Maar dis asof ons taal ons ontwyk. Dis asof ons nie die woorde het vir dit wat ons tasbaar aan die lyf ervaar nie. Dis asof ons eintlik vir mekaar wil vra, hoe lyk jou stilte en hoe lyk joune en hoe lyk joune? Sommige van ons is angstig. Durf ek waag om te sê, dalk is daar die wat sê, my stilte is 'n traak my nie agtig. Ek dink ons woorde het min geword vir omstandighede wat swaar op ons druk. En dan, vriende, word Psalm 130 en 131 en vernaam Psalm 131 se woorde, hierdie wiegeliedjie, iets anders. Dan word ek en jy ewe skielik uitgenooi om vanoggend op die Here se skoot te sit, soos 'n kindjie, en net te hoor hoe hierdie trooswoorde vir ons gesing word. Natuurlik is nie alle wiegeliedjies troostend nie. Ek wonder nou nog oor waar Simbamba vandaan kom. Maar natuurlik is daar die sagter liedjies wat ons ouers vir ons sou sing as ons in die aand aan die slaap moet word. Ek dink almal van ons wat hier sit kan dalk so 'n lied oproep uit ons jong dae, dalk nog saam neerie oor hoe ma en pa dit vir ons gesing het. Dalk sing jy tans vir jou kinders in die aande. Dis pragtige liedere, vriende. Slaap, my kindjie, daar word gepraat van die skapies en die witte voetjies en die melkies wat soetjies gedrink word. Natuurlik vir die van u wat dalk Big Bang Theory volg, Sheldon se bekende lied wat vir hom gesing moet word as hy siek is. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur, happy kitty. Hoe gaan hy nou weer? En dan eindig hy met purr, purr, purr. Maar daar's nog iets, ek kan dit nou nie onthou nie.
Dankie Johan, Marika wat my help daar in die kinderkamer uit. Een van die bekendste Suid-Afrikaanse slaapliedere, wiggie-liedere, is natuurlik die Zulu lied, Tula, Tula, Tula Baba. Wees stil. Pa's hier. Hy kom môre. Vriende, Psalm 130 en 131 praat van twee verskillende stiltes. Die stilte in Psalm 130 is as te ware 'n stemlose skreeu, soos Edward Munch se skildery, ek dink baie van u sou dit al iewers gesien het, getiteld The Scream. Is hier in die laat 1800s geskilder, die Noorweegse skilder Edward Munch het in Oslo gestap en op 'n stadium het die rooi van die skemer so vreemd vir hom geval dat dit hom eintlik bietjie angstig gemaak het. Hy het letterlik 'n angsaanval gekry. Hierdie soort hallusinasies wat vir hom gesê het, alles is verkeerd. En in hierdie skildery beeld dit ook iets van die eksistensiële angs uit waarmee ons elke dag lewe. Dat alles besig is om verkeerd te loop. Dat die wêreld besig is om verkeerd te loop. En dit, terwyl dit eintlik rondom die groter prentjie klaarblyklik rustig lyk, as jy mooi kyk na die skildery, sal jy sien in die agtergrond is daar twee manne wat doodluiters stap op die kaai, gesels. As jy verder kyk, sien jy die twee bootjies wat rustig vaar, maar hiervoor is hierdie intense skree van iemand wat angs beleef, geweldige angs. Die res is op 'n aandwandeling en 'n aandvaardery, besig om te sien hoe die son sak. Daar word gesê The Scream is a famous painting by Norwegian artist Edward Munch, created in 1893. It is known for its iconic depiction of a figure on a bridge, seemingly screaming, set against a swirling blood-red sky. The painting is a powerful representation of anxiety and existential dread, and has become a symbol of the human condition. Dit tref my geweldig in 1893, so lank terug, hierdie diep ervaring van wat angs kan wees. The brushstrokes in Edward Munch's The Scream are dynamic and expressive, reflecting the intense emotions of the painting. Munch used a variety of techniques to create a sense of unease and chaos, including swirling lines, linear strokes, and flat color application. The brushstrokes contribute to the painting's overall emotional impact, conveying the subject's anguish and the disorientating nature of his experience. Vriende, leef jouself net vir 'n oomblik daarin. Die wêreld bestaan uit twee verskillende stiltes. Die verskriklike stiltes van Psalm 130, daai plek waar jy gedisoriënteerd uitroep en sê, Here, help my. Ek is verlore. Ek weet nie hoe vorentoe nie. Ek weet nie wat om nog te maak met myself en met hierdie wêreld en met alles wat met my gebeur nie. Maar Psalm 131 help ons met 'n ander stilte en dit is die verruklike stiltes van hierdie lewe. Vriende, stiltes kan verskriklik wees. Dit kan jou insluk, maar dit kan ook verruklik wees. Hierdie Psalm 131 sê Arthur Weiser, die delikate toon van nederige vertroue in die Psalm klink soos die vredevolle klanke van klokke wat met sonsondergang lui in 'n stil vallei wat deur die laaste strale van die ondergaande son met sagte lig gevul word. Ek het sommer 'n prentjie gesoek wat my help om dit te sien.
Kom ons wees net vir 'n oomblik daar in die verruklike stilte van Psalm 131. Vriende, twee verskillende soorte stiltes, albei opgeneem in die omhelsing van God. En dit is so, stiltes kan juis anders wees. Daar's die leesstiltes van afwesigheid, ook die afwesigheid van God wat ek tasbaar beleef. En dan staan die gevulde stiltes van tevredenheid, of selfs om geborge te voel. Daar's die bedreigende stiltes waar jy stom is van vrees. Daar's die passief-aggressiewe stiltes. Daar's natuurlik ook die stil stuipe. Daar's die asembenewende stiltes van verwondering, waar jou asem weggeslaan word deur die skoonheid van dit wat voor jou en om jou ontvou. Soms beleef ons die leesstiltes, die oorweldigende stiltes, en soms beleef ons die vol stiltes. My stilte en jou stilte kan en moet anders lyk. Waar is God in die leesstiltes? Vriende, daar waar hierdie digter van Psalm 130 hom bevind, in hierdie plek van disgeoriënteerdheid. Waar is God wanneer ek ontwrigting beleef? Afgeryse skuld. Dis so dat God op 'n besondere wyse en op 'n besondere manier ook die God van die armes en die noodlydendes is. Die God is wat juis daar opdaag, vriende, waar ek en jy geluidloos soms skree oor die stikken van hierdie wêreld, waar ons harte uitroep, maar ons woorde nie dieselfde taal kan praat nie. Daar haas God omheen. Maar hier is die wonderlike van die lewe is dat God daarin haas, maar nie oorhaastig in daai oomblik noodwendig net tussen beide tree en optree en die verskil bring nie. Dat God juis daar saam met my kom sit in my krete van hulpeloosheid. Jy weet vanoggend wat dit in jou lewe is, siekte, kommer, angs. Ek hoef nie vanoggend dit vir jou te dikteer nie. Jy weet presies wat jou ervaring is van leegheid, van God se afwesigheid. God is daarby, daar binne-in. God is nie die God van kitsoplossings. Die sogenaamde God wat letterlik opdaag om vir my parkeerplek te gee as ek dit nodig het nie. Maar die God wat ten diepste saam met my sit. Maar om te wag is moeilik. Soos hierdie wagte op die môre wag. Wag is moeilik, vriende. Laat my dink aan Samuel Beckett se Waiting for Godot. Gaan oor twee mans wat letterlik so 'n kort toneelreeks, hulle staan onder 'n boom en wag, maar hulle weet nie waarvoor hulle wag nie. Hulle staan net en wag. Dit waarvoor hulle wag, daag nooit op nie. Dis die hele drama. Klink baie soos Waiting for God, maar Godot sê dis definitief nie wat hy in hierdie of Beckett sê, dis juist nie wat hy hiermee wil uitbeeld nie. Dis eintlik 'n toneel wat afspeel net na die Tweede Wêreldoorlog. Dis 'n tyd van disoriëntasie. Niemand weet wat om te maak nie. Dis hierdie verwoesting, hierdie pyn, en hier sit almal en wag. Niemand weet waarvoor nie. Dis disintegrasie. Dis die wonderlike van Psalm 130 en 131 is dat ons wag nie soos hierdie wag is nie. Dat ons wag anders is, dat dit selfs 'n gepaste reaksie is. Iemand sê so mooi, verlange na God is dikwels die diepste vorm van gebed, selfs 'n gebed sonder woorde. Ons almal het al gewag vir iemand. Dalk in 'n parkeerarea terwyl iemand in 'n winkel is. Dalk by die skool, jy ken jou wag en waar jy al gewag het. Daai frustrasie as iemand terugkom en jy sê, waar was jy?
Soms is dit ons ervaring met God, vriende, een van, Here, waar was U? Psalm 13 waarmee ons begin het, hoe lank nog, Here? Maar daar is ook daai punt in ons lewens, vriende, waar hierdie wag eintlik so lank kan word, dat dit bekommernis word. Dat dit jou so oorweldig, want jy besef ewe skielik, maar iets moet nou groot fout wees. Iets maak nie sin nie. Soms is dit ons ervaring, vriende, dat ons wag op God so lang wag word, dat ons nie seker is, gaan God nog opdaag nie. Om net daar te sit en te verlang na God, is soms die kragtigste lens, waarmee ons dit wat uit fokus is, in ons lewens, in fokus kan bring. Om God raak te sien, daar waar God wasig geword het. Dit is volwasse geloof. Kyk, kinderlike geloof is een ding. Dit het te maak met afhanklikheid en vertroue. Soos 'n kindjie wat op 'n ma en 'n pa vertrou, dat hulle sal sorg. Kinderlike geloof, absoluut niks fout daarmee nie. Maar soms kan hierdie kinderlike geloof vashak by die klisjées en die aannames wat nie te rym is met die werklike ervarings van die lewe en die dieptes van skynbare afwesigheid van God nie. Johan van der Merwe vertel in sy studentebediening dat jong mense veral na hulle filosofieklasse na hom toe kom en sê, dominee, ek het my geloof verloor. Party sê dit met bravade, ander sê dit met 'n stuk versigtigheid, wanneer hulle verlies aan geloof aankondig. En dan begin Johan en hy sê, jy's nou op 'n goeie plek, want jy's besig om jou kinderagtige geloof te verloor, wat nie kan kers vashou by die teenstrydighede en die dieptes en die stiltes van hierdie lewe nie. Hy sê altyd vir hulle, welkom by die groot mens wêreld. Jou geloof is besig om groot te word. Jou geloof kan nou jou help om hierdie lewe te leef. Maklike antwoorde is nie meer jou voorland nie. 'n Diep nadenke oor wie God is wel. Nou kan jy geborgenheid van wie God is aanvaar. Nou is God nie meer net die genie wat jy vryf. En hierdie persoon met respek gesê wat opspring en sê, your wish is my command nie. God word 'n reisgenoot wat saam met jou op reis is deur hierdie lewe, in die diepte tye, in die moeilike tye. Jou geloof wat volwasse word 'n geloof wat die verruklike, maar ook die verskriklike stiltes van hierdie lewe kan absorbeer. Hierdie psalms, vriende, is eintlik, soos Bruggeman sê, from petition, plea to praise. Klaus Westermann said, in my opinion, this fact that in the Psalms of the Old Testament there is no or almost no such thing as mere lament and petition shows conclusively the polarity between praise and petition in the Psalms. The cry to God is here never one-dimensional without tension. It is always somewhere in the middle between petition and praise. By nature, it cannot be mere petition or lament, but it is always underway from supplication to praise. Ons geloof gaan altyd in hierdie wêreld van hierdie stiltes funksioneer. Hier waar ek en jy in 'n oorlog getuisterde tyd en plek in ons lewens is, nie antwoorde het nie, maar op God se skoot kan sit. Vriende, dit beteken dat ek gedurig in my lewe moet snoei. Dat ek die takke van my lewe moet snoei, want die takke kan te ver van die wortels af beweeg. Daarom as ek die takke snoei, kan die voeding by die takke uitkom. Dis 'n diep refleksie. Elke dag
oor wie God is, die veelkantigheid van God self. Dan kom ons by hierdie volwasse geloof, wat die moeilik van hierdie lewe kan hanteer. Daarom dat Dietrich Bonhoeffer kon bid, die nag voor sy teregstelling, deur goeie magte, wonderbaar, geborge verwag, ons getroos, wat mag kom. God is met ons in die aand en in die môre, en verseker ook in elke nuwe dag. Hoor dit, as God vanoggend vir jou sing, Tula tul, tula baba, tula sana, tul uba uzo fika ekuseni. Stil, stil my kind. Ek het vanoggend maar net die behoefte om op God se skoot te sit, my oor teen sy bors te druk, God se hartklop vir my te hoor. Wat sê, stil, stil my kind. Stil, stil my kind. Tula, 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 baba. Tula, 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 san. Tula, 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 baba. Tula, 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 san. Tula, tula, baba, tula, sana. Tula, bambu, zomboyo, ekuseni. Tula, tula, baba, tula, sana. Tula, bambu, zomboyo, ekuseni. Kukin kan yesi, zeole lumbaba. Tim kan yesela, in lele zikaya. Sobesikona, kabonke beshoyo. Beti buyela, ubuya lekaya. Tula, 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 baba. Tula, 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 san. Tula, tula, baba, tula, sana. Tula, baba. Here, dankie dat ons op die skoot mag sit. Wanneer ons leeg voel, maar ook wanneer ons stampvol voel. U ken ons stiltes, Here. U ken hierdie wêreld. Dankie dat ons mag bid. Gryp in. Amen. Kom ons dien die Here dan ook met ons offergawes.
ontvang vanoggend die seën van die Here en gaan leef in die stiltes, die vol en die leë stiltes, die verruklike, maar ook die verskriklike stiltes, met die wete dat die drie-enige God by jou is, nou en vir altyd. Amen.